met u kan wees in die nuwe jaar. Jy is op die regte plek vanmôre. Vergeet die ou dinge. Dis laas jaar. Dis verby. Die nuwe dinge maak ons opgewonde. Net maar so. Hoe voel julle saam met my opgewonde? Ek kom so wanneer dat die ouderdom jy misgis nie, die hart is reg. Wees welkom saam met ons in die nuwe jaar in die huis van die Here. Kom ons gee hom die eer vanmôre. Steven, open vir ons heel eers met gebed. Dan gaan ons baie lekker saam sing. Net vir die Here. Sy sluit asseblief hoor. Halleluja. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om onsself te vind in die huis van die Here. Here, op hierdie nuwe jaarsdag, waar anders sal ons wees, Here? Waar anders sal ons onsself vind? Waar anders sal ons krag kom skep, Here? Here, as ek kyk gister en ons ry deur die dorp, is daar so baie mense, Here, wat verlore is, Here. Mense wat vasgevang is, Here. Maar vanoggend, Here, is ek nie bang nie en ek het nie vrees nie, want die Here God gee ons krag. Hy gee ons die bloed van Jesus. Baie werk, Here. Die oes is baie, Here. En ons het die krag van Here, U dit vir ons gegee. Here, in Jeremia 28 vers 11 sê dit die volgende: For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans of welfare, not for evil, to give a future, to give a hope. Here, is dit nie van U af nie, Here. Is daar nie hoop nie as U saam met ons, Here. Ek bid vir elkeen vandag, Here. Maar Here, daar's 'n spesiale gebed wat uitgaan vir Tannie Christel se ma, Here. Waar sy daar so is en die dokters kom en hulle gee woord en hulle gee negativiteit, Here. Vat ons dit nie vanoggend nie, maar ons gee gesondheid vir die tannie. Ons gee hoop vanoggend en ons declare dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, gebed is vanoggend die woord wat uitgaan, Here. Dan sal die pastoor seën elkeen van ons die musiekekante, Here. Daar was 'n slag geslaan met die musiek. Maar Here, dit gaan ons nie terugslaan nie. Here, ons gaan vorentoe gaan en ons sal U loof en ons sal U prys. Hier vir hulle te maak. Lekker saam sing. Sing met jou hart uit. Sing met 'n volle bors. En ek gaan vanmôre iets snaaks doen. As jy so eensaam staan, dan gaan ons alles stop en ons veel ver. Want ek ken iemand wat lewe. Wat jy daar staan en jy voel so kom voor nou. Amen. Wat dan die geloof die beker van die lewe. Ons gaan lewe en van vanmôre weer in sy liggaam. So kom ons sit alles in. En die regte van. Vergeet jou nie. Ek gee jou 'n belofte vanmôre. Ek kom na weer. En ek het gesaai, kyk hoe ek konfet is. Amen. Kom staan lekker saam.
ons staan nog 'n bietjie. Ons moet sing vanoggend, ons moet deurgaan. Ons kan nie nou net stop nie. Ek wil ten minste dan net nog 2 koortjies, maar the Holy Ghost and power, en dan turn your eyes upon Jesus.
Oor die woord van die Here vanoggend. Elkeen wat hier staan, die Here sê dat daar's groot magtige waters wat hy wil laat deurbreek. Maar onvergewensgesindheid is 'n damwal wat keer dat daai water vanoggend kan deurkom. Jou bitterheid wat jy vanoggend koester teenoor jou broer en jou suster is 'n damwal wat daai waters toesluit. En die Here sê, hy wil deurbreek. Die Heilige Gees wil op ons neerddaal, soos wat jy dit nog nooit van tevore beleef het nie. Maar eers, maak reg met jou broer, maak reg met jou suster, vergewe jouself, selfs vanoggend. Die woord van die Here sê, my oor is nie te kort om te hoor nie, my hand is nie te kort om te help nie, maar jou sondes het 'n skeidsmuur geword tussen my en jou, sê die Here vanoggend. Maak klaar met jou sonde, maak klaar met jou bitterheid, maak klaar met jou onvergewensgesindheid. Hoor vanoggend, laat iemand jonger vanoggend iets leer. Om nie te vergewe nie, is soos om gif te drink en te verwag, dit gaan jou broer of jou suster skade doen. Die Here sê vanoggend dat hierso in jou hart, elkeen hier vanoggend, doen ondersoek, en daai naam wat by jou opkom, sê Here, ek spreek hulle vry vanoggend. Ek vergewe, al voel jy dit nog nie in jou hart nie. Dat ek vir julle sê, ek het vir jare gesukkel met 'n persoon wat ek moet vergewe, en die Heilige Gees het kort by my deur kom klop, en ek het gesê, Here, ek kan nie hierdie persoon vergewe nie. Wat hulle gedoen het, is nie reg nie. En die Here het gesê, om te vergewe beteken nie dat jy keer goed wat hulle gedoen het nie. Dit beteken dat jy laat nie toe dat jy meer in 'n hok sit. En die Here het vir my gesê, spreek dit net elke oggend, Here, ek spreek vry. Al voel jy dit nog in jou hart, jy begin dit net te spreek, en die Here sal jou gehoorsaamheid raak sien, en hy sal deurbreek, hy sal jou help. Het jy geweet dat jou eie liefde kan nie iemand vergewe nie? Our love is conditional. God's love is unconditional. Wanneer jy voel, daar breek iets dat jy kan vergewe, sê, Here, help my. Die Here kan selfs jou help om met sy liefde iemand te vergewe. Maar vanoggend, daai persoon wat by jou opkom, wanneer hierdie woord uitgegaan het, maak jou oë toe nou, waar jy is, en fluister net daai naam en sê, Here, ek vergewe. Die Here wys my dat dit is iemand wat jy die minste van verwag het. Die minste van verwag het. Iemand wat jou moes gelei het. Iemand wat daar moes gewees het vir jou. Iemand wat die naaste aan jou was. En jy koester hierdie pyn, want Here, hoekom? Die Here sê, laat dit gaan my kind, en kyk hoe ek vandag vir jou gaan deurbreek, as jy in gehoorsaamheid gaan vergewe. Amen.
maar julle sit lekker neem. Dit is 'n spesiale item. Jy neem wel. Die liedjies sê over and over, again and again, God is faithful. Jy mag dalk vanmôre voel, Here, dis 'n nuwe jaar, maar nog steeds het niks gebeur nie. Nog steeds het niks vir my in plek geval nie. Dit mag dalk 'n nuwe jaar wees en dit mag dalk vir jou lyk asof niks verander het nie. Maar God het jou tot hier toe gebring. As God jou nie tot hier toe gebring het nie, dan was dit 'n ander saak. Maar as jy vanmôre hier kan sit, kan jy kans sien vir dit wat voor lê. Jy kan kans sien vir die siekte wat die vyand voor jou wil gooi. Jy kan kans sien vir wat ook al dit mag wees. Jy kan kans sien vir 'n familielid wat vir jou probleme gee. Jy kan kans sien om te bid vir 'n familielid om gered te word. As jy hier sit vanmôre, kan jy sê God is faithful. Over and over again. Hou vas, moenie moed opgee nie. As jy dit gemaak het tot vandag, kan jy dit maak tot die dag wat God kom om ons te kom haal. Maak nie saak wat jou probleme is, wat jy dink is groot, of wat ek dink is groot nie. Moenie laat die duiwel jou terughou nie. Moenie dat die duiwel jou besig hou met klein dingetjies, en dat jy nie God raak sien en sy voorsiening raak sien nie. God is faithful over and over again.
Halleluja. Die Here is goed. Die vyand is 'n vyandgoed. Is dit nie lekker om vanoggend in die huis van die Here te wees? Nou, ek weet nie van julle nie. Ek dink op 'n nuwejaarsdiens het ons almal altyd maar 'n verwagting om so 'n bietjie te dans. Ons almal wil so 'n bietjie die litte losmaak, nê? Ander mense het nou gisterand hulle litte losgemaak, hulle lê en slaap, hulle roes af. En vanoggend kan ons litte losmaak vir Jesus. Ons is mos nie vanoggend vas nie. Wie van julle is geroes? Nie een van ons. Ons kan nie roes nie, tyd vir nie. Die Here het ons nie geskape om te roes nie. Julle welkom by die eerste diens van 2026. Weet julle hoe wonderbaarlik is dit om vanoggend hier te sit? Ek ry net nou gou Spar toe om ietsie te gaan kry. En toe ek terugry, toe besef ek, dit is die eerste dag van die nuwe jaar. Gewoonlik moet ons die ou jaar afsluit. En dan met die nuwe jaar begin. Nou ons het altyd, vroeër jare was dit maar ons ou gebruik. Ons het deur die ou jaar en die nuwe jaar ingegaan. Maar vanoggend kan ons nou sê, ons los nou die ou jaar af. Ons begin nuut. Ons begin vars. Die eerste dag van die eerste maand van die eerste jaar in ons nuwe lewens. 1-1-1. Nee, ons gaan nie sê vanoggend is 1-1-2026 nie. Dis 1-1-1. Dis die eerste keer wat ek so oud word soos wat ek hierdie jaar word. Kan jy dit maar vertel? Ek wil nou nie my ouderdom verklap hier, dan gaan julle vir my lag. Maar dit is lieflik om vanoggend te weet. Dat ons in die nuwe begin. Al die ou dinge het verby gegaan. Julle die oggendskrif wat vanoggend op die Bybel-app was, die wat dit gehad het, sê dat die ou dinge het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. En ek wil net vanoggend vir jou sê dat terwyl ek hierdie week besig was met die Here, terwyl ek so sit en ek praat met die Here, is dit wat hy in my gees vir my kom gee. Hy sê, kyk, alles wat nou verby is. En hoor die woord van die Here verder vanoggend. Dat alles wat verby is jou verlede. Maak klaar met jou verlede. Sluit dit nou maar af. Maak vrede daarmee. Jy kan dit tog in elk geval nie verander nie. Dit is hoekom dit jou verlede is. Dis agter jou. Strek jou uit na wat voor lê. Kyk na die nuwe dinge wat die Here wil doen. Kyk dat sy gees opnuut vars iets nuuts in jou midde wil kom doen vanoggend. Hy is nie vanoggend vas aan een mens nie. Hy is nie vas aan 'n stelling of 'n mens of hoe ons hom gewoond is om op te dien nie. Die Here is nie soos wat ons op dink hy is nie. Weet julle dat hy 'n persoonlike God is? Weet jy dat hy net vanoggend 'n belangstel in jou hart en in jou siel en in jou menswees. Eintlik wil hy vanoggend net so 'n bietjie meer van jou hê as wat jy bereid is om werklik vir hom te gee. Nou julle, ek wil vanoggend begin met my preek. Matteus 6:33 sê, maar soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou dit is weer eens nie my teks waaruit ek gaan preek vanoggend nie. Dit is my inleiding. Soek allereers. Soek hom eers vanoggend. Stel hom eers vanoggend. Raak eers weer besig met hom vanoggend. Raak eers so 'n bietjie klaar met jouself en met waarmee jy besig is. Raak so weer 'n bietjie besig met hom. Kry so 'n bietjie jou oë weer vanoggend gefestig op hom. Mag ek vir jou bid toe? Mag ek vir julle bid toe? Dink gou daaraan dat as jy vanoggend by die troonsaal van die ewige kom instap en hy op daai troon sou sit, wat sou jy vir hom kon sê? Sou jy dit waardig gewees het vanoggend om daarin te gaan? En as jy dan voel, Here, ek is nie waardig nie, weet net ons bly mens, maar dit is genade en genade alleen dat ons tot redding sal kom. Amen. Soek hom eers vanoggend, niks anders nie. My teks, die gedeelte wat ek vanoggend met julle wil deel, die rigting wat die Here eintlik weer in Christus kaart wil stuur. Dis in Haggai 1
En hierdie is 'n profetiese woord wat die Here op daai stadium vir Israel gegee het. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dit is 'n profetiese woord wat die Here vir ons as 'n gemeente ook wil gee. Iets wat die Here weer in ons harte weer wil kom wakker maak. Dingetjies wat ons al aan gewoond geraak het, ou gewoontes wat die Here wil bietjie kom herskep en kom vernuwe. Nou julle, ons rigting vir hierdie jaar. Ai, Werner, jy ons eintlik agter die dromme gesit het, 'n drumrol. Ons rigting vir hierdie jaar is bou. Is bou. Bou is nie net, ons gaan net stene pak nie. Ons gaan nie net fondasies grou nie. Ek weet ons kan nie op hierdie kerkperseel bou nie, en dit is nie wat my bekommer nie. Want die Here rus ons nie net toe om 'n kerkperseel te bou nie, maar hy wil in ons harte en in ons siele kom inbou vanaand. Hy wil kom toevoeg. Dit wat ons so 'n bietjie agterweë gelaat het, dinge wat ons so 'n bietjie van vergeet het, dinge wat stof opgegaar het. Die Here weer 'n bietjie ons moet weer 'n bietjie kom afstof en weer 'n bietjie kom skerp word. Hy wil hê ons moet, dis hoekom ek glo die Here ook wil hê dan vanoggend. Ons moet die verlede agterlaat. Die Here wil hê ons moet vergewe. Ons moet vrykom. Ons moet ontslae raak van hierdie dinge wat tussen ons en ons staan vanoggend, sodat sy krag en sy heerlikheid dan tot volle werking kan kom. En dan gaan hy vanaf vers 1, hy sê die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die 6de maand het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, die seun van Shealtiel, die gouverneur van Juda, en tot Josua, die seun van Josadak, die hoofpriester, het gesê: So spreek die Here van die leerskare. Hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom dat die huis van die Here gebou moet word. So die woord van die Here dan gekom deur die diens van die profeet Haggai gesê: Is dit vir julle self altyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê? Nou kind van die Here, as ons nou vanoggend na hierdie gedeelte kyk, en as ons kyk na ons omstandighede baie keer, en ons wonder hoekom dit met ons gaan. Weet julle dat ons baie keer besorg is oor hierdie persoon wat hier vanoggend voor jou staan? Nie oor my nie, ek is besorg oor myself, maar jy is besorg oor jouself. Elkeen is vanoggend so besig met sy eie dingetjies. Elkeen is so besig om eers sy eie dingetjies agter mekaar te kry. As ek vanoggend ons oggendroetines moet vat, ons eerste ding wat ons wakker word, oor die algemeen, ek kyk gou wat se WhatsApps het ek hierdie aand gekry. Nou die wat nie 'n foon het nie, wees bly jy het nie daai probleem. Jy het 'n ander probleem. Maar oor die algemeen is dit een van die eerste dinge wat ons doen as ons wakker word. Ek kyk gou, wie het my boodskap gestuur? Ek kyk gou, is daar geld in my rekening? Is daar geld uit my rekening uit? Wat se probleem is daar nou weer? Of wat dit ook al mag wees. Kind van die Here, ons leef in betimmerde huise. Betimmer, aan mekaar geslaan. Maar die skrif sê duidelik dat sy huis, God se huis, lê in pynhoop. Julle, ek kan veel agtergrond gee. Hierdie mense kom uit Babylon uit. Hulle was in exile gewees. Hulle was daar verdruk en onderdruk in Babylon, en hulle kom terug na 'n plek toe. Hier waar Salomo 'n tempel opgebou het, en al wat hulle kry is die vervalle plek. Julle, die eerste ding wat hulle doen is, hulle worry nie om die tempel te bou nie, hulle worry eers gou, ek moet gou my huis in herstel bring. Die sê, want waar ek bly is partykeer belangriker as waar God bly. Waar ek myself bevind baie keer is belangriker waar ek by die woord of waar ek by die huis van die Here uitkom. Dis partykeer makliker om 'n verskoning uit te dink om nie by die huis van die Here uit te kom nie, as wat dit is om hier uit te kom. Iets wat ek agterkom, en miskien is dit net ek. In die tyd waarin ons saamleef, het mense meer verskonings gekry om nie die Here te dien nie, as wat hulle 'n verskoning of 'n rede gekry het om hier te sit vanoggend. Die mense het so gewoond geword dat ons 'n verskoning vir alles kan uitdink. En as ek net by myself kan wees en myself kan tevrede hou en hier net hierdie persoontjie kan klaarmaak en ag net mooi aantrek en net netjies lyk en ag net 'n mooi smile op sit, dan sal dit alright wees. Almal sal tog sien dat dit met my goed gaan. My broer en my suster, wie is jy besig om te vnyk?
Vir wie wil jy voorgee? Amen. Die God van die aarde, die soek hierdie aarde en hy kyk wie se hart onverdeeld op hom gerig is. As jy dink jy gaan vir my 'n woord of vir my 'n raad om die oor draai, jy gaan nie vir God 'n raad om die oor draai nie. Hy ken vanoggend jou omstandigheid. Hy ken jou hart vanoggend. Hy weet waar jy jouself bevind vanoggend. Hy weet dat vanoggend waar is jou tekortkoming vanoggend. Hy weet tot selfs van die storms waarin jy jouself bevind wat jy nie vir ander wil vertel nie. Dink jy dat die Here vanoggend slaap of sluimer? Kind van die Here, ek wil vir jou sê daar is nie 'n manier nie. Hy is wakker. Hy sluimer en slaap nie. Hy is die bewaker van Israel en hy kyk oor ons vanoggend en hy weet wat hier in ons harte aangaan. Halleluja, ek weet nie van jou nie, but I know I serve a living God. I know I serve a God of heaven and earth. He reigns forever and evermore. Halleluja. Hy sê, so sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle ervaar het, of wedervaar het. Hy sê, julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle gekleed, maar nie warm geword nie. En wie om vir 'n loon verhuur om dit in 'n stuk en 'n beers te steek. Kind van die Here, baie keer, dan probeer ek iets. En dan voel ons, dit is in wyn. Dit kom net nie klaar nie. Dit is net nie genoeg nie. Ag Here, baie keer dan probeer ek ietsie, maar ek het net nie genoeg nie. Ek het al gewerk en gevoel ek word nie genoeg betaal vir die werk wat ek doen nie. Ons almal. Wie het al ooit geëet en geëet en geëet en jy voel ek bly nog steeds honger. Kind van die Here, as ons by die Here uitkom, dan raak ons honger, maar ons raak honger vir die verkeerde dinge. Ons vergeet van hom. Ons is besig om die Here een kant toe te stel, want ons is besig met ons eie ou treetjies. Julle, hoeveel keer het ons nie al aangetrek en gesê, maar hier is nie my beste klere nie, dan loop ek maar weer kas toe en ek soek weer iets beter. Ek het baie keer na my vrou gekyk, dan trek sy ietsie aan, en dan loop sy verby die spieël, dan dink sy, nee, dis nie reg nie. Dan loop sy weer terug, dan trek weer iets anders aan, kom sy weer terug, dan sit hierdie ding nou 'n bietjie skeef, dan loop sy weer terug. En dan dink ek, foei tog, Here help my, ek kan nie so wag nie. Ons het heeltyd ietsie in ons gees, heeltyd ietsie in ons hart, wat ons so 'n bietjie terughou. Heeltyd ietsie wat ons so 'n bietjie onseker maak oor onsself. Here, as ek maar net verby daai punt kan kom vanoggend. Here, as ek maar net 'n bietjie oorwinning kan kry. Halleluja, as ek maar net vanoggend. As ek maar net vanoggend by die Here kan uitkom en hom kan vashou. Die Here bly getrou. Die Here, halleluja, slaap en sluimer nie. Glory to God. Jesus, halleluja. Hy sê, so sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het in vers 7. Hy sê, klim op die berg en bring hout aan en bou die huis, dan sal ek 'n welgevalle daarin hê en my verheerlik, sê die Here. Halleluja, jy weet dat vanoggend dat alles is reeds voorberei. Alles is reeds daar vanoggend. Alles is klaar uitgesit vir ons vanoggend. Die Here het dit klaar voorsiening gemaak voordat Salomo die tempel die eerste keer gebou het. Weet julle wat het koning Dawid gedoen? Hy het alles van vooraf gereël. Hy het die seders gereël van Libanon. Hy het gereël met manskap om te kom werk. Hy het seker gemaak dat al sal hy self nie die tempel bou nie, dat daar iets is vir hulle om te bou. En weer het die Here dit vir die volk gegee. Hy het hulle genoeg gegee om hierdie huis van hom te kom klaar bou. Maar hulle het geslaap en hulle het gesluimer. Hulle was nie besig met God nie. Hulle was nie besig met die koning ewig nie. Hulle was nie besig om met die Here te soek nie. Jy sien, kind van die Here, want baie kere dan raak ons so besig en ons dink, Here, maar dit sal later sal dit regkom. Here, ek sal later sal ek 'n bietjie beter bid. Here, later sal ek U beter prys. Here, later. En weet jy wat gebeur met later? Later kom nooit nie. Later eindig, want ons kom nie daarby nie, ons vergeet. Ons sit dit agter ons. Ons raak nie besig nie. Ons skuif dit weg.
En ons maak nie plek en ruimte vir die ewige Vader nie, halleluja. Ons vergeet dat hy vir ons reeds die voorsiening gemaak het. Hy sê, ek sal 'n welgevalle daarin hê en my verheerlik, sê die Here, julle het uitgegaan, julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword. Julle het in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom spreek die Here? Terwille van my huis wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Ja. Kind van die Here, het jy ooit gedink, as ek vanoggend klaarmaak, doen afstand van hierdie ou liggaam. En ek begin so 'n bietjie introspeksie te doen. Begin so 'n bietjie weer na hierdie hart te kyk, wat gaan hier aan? Jy sien, want baie keer vergeet ons dat die Here eintlik 'n God is van naby. Ons vergeet so baie keer dat hy belangstelling in ons het. Nie net noodwendig in 'n gebou wat ons vanoggend sien nie, want ons kyk vanoggend vas aan 'n gebou. Ons kyk vanoggend vas aan klere. Ons kyk vanoggend vas aan wie die beste, wie ry die lekkerste, wie die mooiste hare gekap, ag wie die beste make-up aan. Ag kind van die Here, kom ons kan vanoggend hier oor lank gaan praat. Wie dra wat? Wat maak dit nog saak? As ons by Jesus uitgekom het, as ons by die Vader uitgekom het, dan sal hierdie dinge tog nie vir ons 'n verskil maak nie. Ek weet nie van julle nie, maar halleluja, ek weet hierdie ruimte, hierdie aanbiddingsplek van ons raak vir my te klein. Ek gaan gou met julle die fisies praat. As julle nie omgee, ek breek net gou 'n bietjie weg van die geestelike, ons liggaamlike af. Weet julle dat hierdie plek raak te klein vir ons? Amen. Hoor julle wat ek vanoggend vir julle sê? Glo julle wat ek vir julle sê vanoggend? Een van die dae gaan hier nie meer ruimte wees vir mense nie. En een van hierdie dae dan gaan ons wonder, Here, maar hoekom? En waarom? Maar het ons bymekaar gemaak toe dit vir ons ingestroom was? Het ons seker gemaak dat ons reg is? Het ons geslaap of het ons gesluimer? Waar was ons gewees? Ek weet nie van julle nie, maar ek weet dat die Here lang tyd terug mooi beloftes gemaak het. Mooi beloftes aan sy kerk. Mooi beloftes vir dit wat hy vir sy volk wil doen. En Here, hoe lank wil ons vashou aan beloftes, maar ons wil dit nie tot vervulling hê? Ek weet nie van julle nie, maar ek is partykeer kinderlik met hierdie goeters. As die Here 'n belofte gemaak het, dan moet dit mos gebeur. Hy het gesê dit gaan so wees. Hoekom in die lewe sal ons dan nie glo dat dit nie so sal wees nie? Hoekom sal die Here dan 'n belofte maak en dit nie gestand hou nie? Hoekom sal die Here dan vir ons 'n profetiese woord gee dat ons harte moet regmaak as dit nie van hom af is nie? Hoekom sal die Here dan wil sê, maak klaar met jouself en met die storm wat oor jou is en laat hy weer toe dat hy jou God word as hy nie behaal ons het nie? Kind van die Here, raak bewus dat hy het 'n belofte en 'n behoefte en 'n begeerte na ons vanoggend, maar alhoewel hy dit met ons gaan uitbring, as ons gaan klaarmaak met die goedjies waarmee ons besig is. As ons gaan klaar raak met dit wat ons mee besig is, ek gaan nou nie verder daai gedeelte lees, ek wil hier na die tweede gedeelte van Haggai toe gaan, vanaf vers 3. Hy sê in Haggai 2 vanaf vers 3, hy sê, wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeëre heerlikheid gesien het? En hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Onthou julle in 'n paar jaar terug, toe ons net gedoop is in die Heilige Gees? Onthou julle daai gevoel? Onthou julle daai opgewondenheid wat julle gehad het toe die Here jou gevul het met sy teenwoordigheid? Onthou net gou, ek wil net vanoggend die minuut gou weer 'n herinnering kry. Net gou weer spits net gou jou aandag daarop. Vergeet gou wat daar buite gebeur. Kry gou jou aandag terug hier. Onthou jy daai dag, daai blye dag toe jou siel gered het? Toe jy nog hier voor hom neergeval het en jy onophoudelik nie kon ophou huil nie, want jy het jou hart en jou siel is gereinig. Kan jy nog daai dag onthou? Onthou jy nog daai dag, daai blye dag toe Jesus jou kom red het? Toe jy daar agter die pak, toe jy daar agter die pak goed weggekruip het, toe hy gesê het ek het 'n behaag in jou, toe die wêreld nie meer plek en tyd vir jou gehad het. Jy onthou julle dit? Ek gaan gou met die ouer mense praat in die gemeente. As julle my sal vergun. Ek
Ek gaan dalk nou hier oor die vingers getrap word of oor my tone getrap word, maar vergewe my vanoggend. Ek sê dit nie omdat ek kokkie is nie. Onthou julle die dae toe julle nog so met Olarius die Here gedien het. Onthou julle? Niemand sal dit ooit vergeet nie. Ek praat met die ouer mense wat jarelang saam met die kerk kom. Onthou julle? Daai is nie die einde van die wêreld gewees nie. Dit was maar net die begin van wat God eintlik in stoor gehad het vir dit wat gaan kom. Wat hoor gaan wat sê hy in vers 4, julle? Hy sê nou dan, skep moed, sê die Babel. Nou ek wil vanoggend 'n bietjie verder gaan, ek wil dit vanoggend sê, nou dan skep moed, lede in Christus kaart en wil. Skep moed vanoggend. Hy sê skep moed, Josua, hoëpriester seun van Josadak, en skep moed julle almal, volk van die land, spreek die Here, en werk. Wat sê die Here vir ons hier? Werk. Ons gaan bou. Nou dit beteken nie ons gaan hande sit en ons gaan wag tot iemand vir ons ietsie gee om te doen nie. Ons gaan ietsie soek om te doen. As ons werk, oom Hans, ek weet nie of ek oom mag vra nie, maar as oom werk, ek het gehoor oom hou daarvan om so 4:30 die oggend op te staan en te begin werk. Hy wag nie vir iemand nog om te sê hy moet die chassis van die trailer gaan staan nie. Hy doen dit, want dit is sy werk. Kind van die Here, is dit nie eintlik hoe ons moet wees nie. Moet iemand vir jou sê, "Hey, kom bid vir my." Nee, nooit nie. Nooit. Ons moet opstaan. Ons moet sê, Here, wat kan ek vir U doen vandag? Here, waar kan ek iets vir iemand beteken? En die Here, wat kan ek kom toevoeg in die gemeente? En die Here, wat kan ek kom doen? Nou, hierdie jaar is dit ons hart om hierdie gemeente van binne na buite toe te bring. Amen. Die Here het dit so op ons harte gelê dat ons so 'n bietjie dinge in die gemeente gaan doen, so 'n bietjie strukture gaan begin, bietjie ietsie nuuts gaan kom doen, bietjie vars. Dit gaan dalk bietjie snaaks lyk in die begin. Ek weet. Maar moenie bekommerd wees nie. Want die Here het dit reeds so uitbeplan. Hy het dit so bepaal. Hy het dit so gegee. Hy het dit toegelaat vir 'n rede, want hy het geweet dat hy iets nuuts wil kom doen. Want hoor wat sê hy hier in vers 5. Hy sê met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het, by julle uittog uit Egipte land, en my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie. Want so sê die Here, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal die hemel en die aarde en die see, dan sal die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook die nasies laat bewe, sodat die skatte van die nasies sal toevloei, en ek sal hierdie huis met die heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Halleluja. Die Here van die tweede heerlikheid oor hierdie huis kom uitstort, oor hierdie volk van hom. En julle moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees dat, ag, dit lyk 'n bietjie vreemd, en dit voel 'n bietjie snaaks, en dit voel 'n bietjie anderste. Moenie bekommerd wees nie. Niks gaan verander, wat die Here nie besluit het om te verander nie. En dit gaan nie in die manier wees hoe ons diens hou noodwendig nie. Julle moenie bekommerd wees dat die Here nie gaan praat nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy bekommerd is dat daar nie genoeg profesie uitkom nie, gaan ek vir jou sê vanoggend, hou op bekommerd wees. Die Here gaan praat soos wat hy wil praat en wanneer hy wil praat. Ons gaan nie die Here in 'n blik druk om op 'n spesifieke manier gedien te word nie, want dit is nie hoe ek my God leer ken nie. Ons wil die Here dien in vryheid, en in ruimte, en in liefde, en in heerlikheid, en in krag, soos wat hy dit vir ons gegee het. En dit gaan nie oor 'n persoon nie. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor hom en hom alleen. En die dag wanneer dit nie meer oor hom gaan nie, dan wil ek nie meer op hierdie platform wees. Want dan is ek dit nie meer waardig nie. It's all about Jesus. It's all about Jesus. En vanoggend bly dit oor Jesus. Julle, ek wil julle aanmoedig vanoggend. Wees bewus oor die tweede heerlikheid wat die Here oor hierdie huis wil uitstort. Wees bewus dat hy iets nuuts in ons midde wil inbring. Wees bewus vanoggend dat hy iets groots wil kom doen. En dit gaan nie deur 'n persoon kom. Dit gaan nie deur 'n mens kom. Dit gaan kom soos wat hy dit bestuur het vanoggend. Dit gaan kom soos 'n ridder op 'n wit perd. Dit gaan kom, hoor julle dit vanoggend? Hoor julle die geritsel in die balsem takke vanoggend? Daai koortjie kom nou by my op, the movie's on, the Lord, my Lord, the movie's on.
For I can hear the rustle in the mulberry trees, and I know the movie's on. Kind van die Here, kom in beweging vanoggend, kom in werk vanoggend. Maak so 'n bietjie klaar met waarmee jy besig is, en raak so weer 'n bietjie besig met Jesus. Raak so weer 'n bietjie betrokke met sy Heilige Gees. Laat hy weer toe dat hy hier oor jou spoel, tydig en ontydig. Laat hy weer toe dat hy weer jou binnekant opval met krag en met eerlikheid, en dat ons weer kan sê, halleluja, my voete is los, glory to God, my bene wil beweeg. Daar's 'n pastoor wat so 'n paar jaar terug gesê het, julle moet julle self regmaak, want ons gaan saam met die perde hardloop. Nou ek weet nie van jou die kind van die Here, ons gaan ywer vir die Here, ons gaan werk vir hom in hierdie jaar, ons gaan bou binnekant na buite toe, en wanneer die gebou te klein raak, dan gaan die Here vir ons al daar nuwe planne gegee. Weet jy hoe goed is die Here al werk vir dit? Die Here is al klaar besig om nuwe goed in plek te sit. Hoe ek sê vir jou, wat doen die Here eerste? Hy kom van die verlede goeders weg. Julle sien die klanksysteem, dis weg, nee. Dis ou goeders. Dis oud. Die Here wil dit nuut maak. Hoe gaan hy dit nuut maak? Vat dit weg. Laat dit waai. Dan kan die Here vir ons nuwe goed stuur. Hy skep ruimte vir iets nuuts om te gebeur. En kyk van die Here, ek wil jou vanoggend aanmoedig. Ek wil vanoggend vir jou sê, die Here maak ruimte vir iets nuuts om hier vanoggend in Kaapstad te gebeur. Amen. Ek wil vir broer Steven oorgee. Hy gaan ons vanoggend bedien met nagmaal. Ekskuus, ek wil net gou 'n skrif met julle deel. Psalm 132 vanaf vers 13 tot 14, of vanaf 13 en 14. Hy sê, want die Here het Sion uitgekies. Die Here het Kaapstad uitgekies. Hy het dit as 'n woonplek vir hom begeer en gesê, dit is my rusplek vir ewig, hier wil ek woon, want ek begeer dit. Amen. Baie dankie pastoor vir 'n wonderlike woord van bemoediging. In die nuwe jaar is altyd goed. As ek aan die jong mense vra om net vorentoe te kom en saam met my te staan, sodat julle kan my help. En terwyl hulle vorentoe kom, wil ek graag hy die woord uitlees. Dis Markus 14 vers 22. Sê die volgende, and as they were eating, this Jesus and his disciples, he took bread, and after blessing it, he broke it and gave it to them and said, take this is my body. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said to them, this is my blood, the covenant, which is poured out for many. Truly I say to you, I will not drink again of the fruit of the vine until the day of the new kingdom comes. En broers en sisters, saam met die belofte kom daar ook 'n waarskuwing. En in 1 Korintiërs 10 vers 21 says, you cannot drink of the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of the demons. Shall we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than he? So dit is 'n sterk vers, maar dit gee ons 'n riglyn om te sê dat ons die Here dien en nie die wêreld dien. Dat daar twee paaie is, die nou paai en die wyd paai. Wat se ene kies ons? In hierdie jaar weer sê ek, ons is nie bang om op te staan vir die Here. Ons is nie bang vir die wêreld wat buite is nie, maar ons het liefde in ons hart. En die wat verlore is langs die pad, hierdie jaar bring ons hulle terug in ons familie, terug in die kerk, terug onder die genade van die Here. Sluit asseblief hier hoor. Here, wat 'n voorreg is om te staan op hierdie dag en saam met my broers en susters nagmaaltafel wat so wonderlik lyk. Here, ons vra dat die bloed van Jesus sal ons opnuut kom skoonmaak, Here, en ons leerdra en krag gee, Here. Dankie, Here, dat U ons nooit alleen los nie. Dankie vir die liefde, dankie vir die bloed van Jesus. My gebed in Jesus se naam. Amen en amen. Samuel gaan net sit, ons sal kom bedien in die banke. Amen.
besef, weet jy hoe dat in die ou tyd die nagmaal, toe Jesus hulle die nagmaal gebruik het, weet jy hoe dat hulle die nagmaal gebruik het? Die wyn was op die tafel, en dan het hulle die broodjie gevat en in die wyn ingedruk, en dan die broodjie geëet. So vanoggend die wyn eerste te gee, was ook nie verkeerd nie hoor. Ons kan dit so ook gedoen het. Ek wil dit net gou vir julle sê, hoe dit ook al sy, mag die Here dit seën. Amen. Allemaal bedien, allemaal begrijpbaar. Dus er is daar familielid is of iemand wat je graag nagmaaltafel is, wees vrij om vir die familielid te kontak. Baie dankie. Baie dankie. Ons het nou aan die einde van ons diens gekom. Ek wil julle nou vra, so, ek weet nie van julle nie, maar vakansie is nou verby. Ons gaan nou weg. Ons kan nou nie meer rus nie. As jy nog 'n bietjie rus, jy nog so 2 dae om te rus, jy môre en Saterdag om te rus. Sondag is ons weer terug. Sondagoggend gaan ons dan 'n diens hê. En dan volgende week Woensdag, of die komende Woensdag, dan begin ons weer met die bidure. En dan die Sondag daarna, dan begin ons dienste weer as normaal 9:30 die oggend en dan weer 5:00 die middag. So ons begin weer aanddienste volgende week. Ek is opgewonde, julle is al opgewonde. Ek kan nie wag nie. Die jaar het nog nie vir my geëindig nie, laas het nog nie vir my geëindig nie. Ek het nou eers maar begin.
So ek is opgewonde, ek is nog gelus, ek is ywerig, ons wil iets vir die Here kom doen. So julle, Sondagoggend gaan ons weer 'n diens hou. Ek dink ons sal dit maar weer 9 uur hou, maar net vir die wins en die onwins, omdat dit nog so semi-vakansie is. Maar van volgende week af keer alles weer terug na normaal toe. Bidure, Sondagoggenddienste en dan Sondagaanddienste. Ek dink net die skole begin die 14de. So hoeveelste begin die kinderbediening is die Sondagoggend. So daai eerste week na die skole begin, daai eerste Sondag begin dan die kinderbediening of die Sondagskool. Ek glo die jeug gaan dan weer begin. So die kerk word weer aktief en lewendig. Net nog 'n paar dagies, dan word ons weer aan die gang. Julle mag julle 'n geseënde dag verder hê. Verder gaan ons afsluit met gebed vanoggend. Ek gaan nou net terwyl julle so staan, dan gaan ek gou die seën oor julle spreek. Hy sê die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Vader, dankie vir die voorreg wat ons kon geniet vanmôre om die nuwe jaar te kan begin met U. Here, net soos 'n huis 'n fondasie nodig het, net so het ons U nodig. Here, dankie dat U ons fondasie is vir hierdie jaar. Here, dankie dat ons weet ons staan op die stewige rots. Die begin, die einde en alles tussenin. Here, dankie dat ons weet dat U is, was en sal altyd wees. Die God van alle gode, die koning van alle konings. Here, dankie dat U ons 'n nuwe brandende vuur in ons aangesteek het, Here, vir dit wat voor lê. Dat ons het nie nodig om bekommerd te wees of te vrees nie. Here, maar ons kan opgewonde raak, want U het saam met ons begin, Here. U is ons grondvesting. Wil ek bid en vra, Here, dat U Gees ons sal lei. Here, waar ons nou na ons huise toe gaan en waar ons mag beweeg, Here, dat U Gees met ons sal beweeg. Dat U Gees leiding sal vat van elkeen van ons, Here. En dat U Gees ook die naprediker sal wees van hierdie diens vanmôre. Here, vanmôre is my gebed meer van U. Minder van onsself. Here, waar ook al ons beweeg en met wie ook al ons in aanraking kom. Here, dat die mense met wie ons te doen kry, dat hulle ons nie sal raak sien nie. Here, maar die God wat in ons is. Here, dat die Gees uit ons sal uitskyn, Here, sodat hulle U sal raak sien en sodat hulle nie met ons te doen sal kry nie, maar met U, met die lewendige God van hemel en aarde. Here, gaan saam met ons elkeen, Here, waar ons elkeen mag beweeg, dat ons sal ervaar en sal weet dat U met ons is my gebed in Jesus Christus naam. Amen en amen.